Dis tyd vir Kamp en Klets met trots aan jou gebring deur East Rand Caravan World. Nou ja, dit is episode 3 van Kamp en Klets en jy kuier saam met my Tiaan en vandag het ons vir Stefan Du Toit, een van die verkoopskonsultante hierso by East Rand Caravan World en vandag gesels ons oor die Inkulu 2 van Infanta 4x4 want julle het vir ons soveel vrae en soveel kommentaar gestuur dat ons die Inkulu 2 het ons genoem op die eerste episode en vandag gesels ons nou uiteindelik oor hom. Stefan, hallo. Hi Tiaan, gaan dit? Nee, lekker man. Nee, dankie vir die geleentheid. Dit is baie lekker om jou te hê, maar hoor hierso, ons sit nou binne die Inkulu 2. Kyk, heeltemal 'n ander karavaan as die Inkulu 3. Dis reg, ja. Jou Inkulu 3 soos jy gesien het in die eerste episode het nie 'n uitskuifbed nie, waar jou Inkulu 2 'n uitskuifbed het met wat kan opvou in 'n sitplek as jy in die middag wil sit en eet. Maar verder is dit jou bed waar jy op slaap in die dag. Ja, kyk, die Inkulu 2 is maar baie meer aan die knapkant. Dit is nou vir die ouens wat plekkies wil gaan en nie vreeslike groot gerief nodig het nie, maar kyk, hierdie ding is nog steeds gebou om te hou. Dis reg, ja, hy is baie meer kompakt, bietjie kleiner en hy is op 'n redelike goeie gewig om op sekere plekke te sleep waar jy ander karavane nie kan sleep nie. Maar die geriewe en die dinge wat hierdie karavaan, hy steek glad nie weg in terme van die Inkulu 3 nie. Hy het nog steeds sy gasstofies aan die buitekant, hy het sy mobiele kombuis, hy het nog steeds die wasbak, die yskas en hierdie eenheid waar ons nou insit het selfs 'n ligversorging in. Dis reg, ja, as jy jou ligversorging insit in die Inkulu 2, is hy net bietjie, jy vat 'n klein bietjie weg spasie van jou neuskas af en dan is hy ook in die karavaan. Met die buitekombuis, ek moet sê jou buitekombuis op die Inkulu 2 en die Inkulu 3 is amper dieselfde. Ek sal sê jou yskas is min of meer dieselfde, is 'n 82.1 liter yskas wat jy kan insit op jou slide en dan het jy ook 'n mooi Kydex stofie wat by jou buitekombuis uitvou. Maar iets wat ek gesien het met hierdie Kydex stofie wat ek nogal baie van hou, is die feit dat hy so opligplaatjie ding het, so vir as dit nou sou reën aan die buitekant, maar jy wil nog steeds jou lekker stukkie steak wil jy braai, maar jy soek hom met daai lyntjies en dinge, dat daai stofie kom sommer met een van daardie, kom ons sê 'n braaiplaat bo op hom. Ja, daai braaigrill, ja. Nee, hy kom uit, jy kan hom net fisies opsit. Hy het ene waar jy eiers en bacon kan opmaak, of patties as jy dit wil noem. So ja, daai stofies is heel wat goed uitgerig en vir 'n karavaan van hierdie grootte is ek nogal baie verbaas om te sien die stortgerief wat hy het aan die buitekant van die karavaan, wat nou met een van daardie so oplig stories het, wat jy nou dan 'n awning het rondom hom wat nou afsak, en die feit dat jy binne in die karavaan kan uitkom. Maar so gepraat van stort, watertank kapasiteit op hierdie karavaan. Op die Infanta reeks, almal se watertank is op 120 liter standaard watertank. So jou Inkulu 1, Inkulu 2, Inkulu 3 het almal 120 liter watertank waar hy mee uitkom. En die rakspasietjies, ek moet sê, as ek so rondkyk, hier is nogal baie spasie om 'n hele klomp dinge te pak, en dan ook sommer aan die buitekant met die kombuisie. Jy kan jou kombuis heeltemal inrig vir basies vir enige tipe van 'n scenario. En ja, spasie, kyk, hy is al kleiner, maar spasie word glad nie beperk met die hoeveelheid pakspasie wat hy het nie. Dis reg, ja, met die pakspasie hier aan die agterkant waar ek nou sit, aan die agterkant, het jy 'n hangplek vir jou klere en al daai goedjies, en dan hier aan die linkerkant by ons kombuis, of aan die binnekant, het jy hokkies, wrakkies waar jy goed in kan pak. Wat baie lekker is van die karavaan is, jy kan access van die binne af, dan maak jy hom sommer oop in jou kombuis in, as jy iets hier in jou kombuis het, en daar kan waar jy ook sit, Jan, is daar ook 'n extra plek waar jy fisies in die kombuis in kan kom van binne af, as jy nie wil buite toe gaan nie. So oom Tannie, as jy dalk miskien in jou jockey staan in die aand en jy wil dalk miskien 'n pak chips gryp by die kombuis uit, jy maak net die deurtjie van die binnekant af oop en jy gryp vir jou middernag lekkerny. Maar nou ja, enige iets anders wat ons spesifiek moet weet van die Inkulu 2? Jou Inkulu 2 kom met 'n vinnige setup awning, is 'n 270 degree awning wat hy mee opkom. En dan as jy moet opslaan in terme van tyd, vasgeslaan al daai goedjies, kyk jy na omtrent plus minus 5 minute op jou awning self, en dan jou bed wat uitskuif is net so vinnig. Hy het 'n latch aan die onderkant sodat jou bed nie kan terugskuif nie. Met jou stortgeriewe is dit ook baie eenvoudig, is 'n visselglas deksel wat oopvou.
jy maak die stort canvas los, hy val af en jy maak hom net vas met die velcro aan die kant van die karavaan en dit is amper soos 'n parachute tipe materiaal. So as hy nat word hy vinnig droog en die opslaan van die karavaan is net so vinnig. Wat baie lekker vir my is op die Inkulu 2 is jou werkspasie in die agterkant wat jy het, waar jou mikrogolf is, jy het redelike goeie werkspasie. Wat ook lekker is van die Inkulu, jy kan hom in 'n 3-bed verander. Agterkant daar waar jy is met die aircon, kan daar 'n matras kom, daar kan vir 'n derde persoon, vir 'n klein kinders of iets wat wil saamkom. En ek gaan nou beslis nie op hom pas nie, maar ja, kom ons sê dit is maar vir klein begingesinne ja. wat die lekker kamppad wil vat. Prysgewys op die Inkulu 2, waar begin hy? Hulle begin op 'n totaal van 401,000 en dan is daar fisiese extras wat jy kan byvat, soos jou yskas, jou sonpanele, jou aircon, sidewalls. Dis 'n hele klomp. Daar is heel wat extras, daar is jou ligversorger wat jy kan vat. Daar's tipe ekstra goed wat jy kan gevat, soos ekstra batterye. Verder is hy goed uitgerus met 'n goeie kragstelsel, 'n Victron Energy se kragstelsel in, so kom ons sê eintlik net mense moet net kom draai so by East Rand Caravan World en kom kyk hoe lyk hierdie karavans af en kom spek homself soos wat jy hom graag wil hê, want elke liewe persoon, kyk, kampmense is maar moeilike mense soms en almal like dit net om jy weet, mense wil op hulle eie manier wil hulle gaan kamp. Ja. So ja, hoor hierso, ek sê vir jou baie dankie, Stefan. Dankie Dean, dankie vir die geleentheid weer. Vrede, voorspoed en ja, sien uit vir episode 4. Ons sien julle weer volgende week hierso op Camping Klets. Ek is Tian, sien julle volgende week. Mooi bly bye. En ons sê dankie vir die mense van East Rand Caravan World. Dankie dat julle dit vir ons moontlik gemaak het. Dankie Tian. Dit was Kamp en Klets met trots geborg deur East Rand Caravan World. Sien jou volgende week.